te nuttig hier by Hap. Maar kom ons doen vir Bruiten. Maar Bruiten is ook 'n onbegonne taak. Toe ek nou weer voorberei het en 'n klomp goed uitgehaal het uit verskillende tekste, ek het gesoek na dinge wat hy gedoen het wat voortreffelik is, maar ek kon baie min vind wat nie voortreffelik is. Dit is natuurlik so dat die kwaliteit van goed verskil, soort ding. En toe Breitenbach se gedigte begin het, toe het mense gesê, wat gaan hier aan? En hierdie eysterkoei, dit lyk nie soos 'n digbundel nie, dit is te groot, harde band, en jy kry die weirdste beelde, partykeer boeddhisties. Die nag buite is swart, nie blou nie, nie groen nie, en nie poëties nie, dis nag. Die vrou in my bed se hare, die swart ongekende lamvlek van 'n kraai oor gebleikte kussen, haar liggaam 'n fyn gevoelige tropiese vis, bultig uitgestrek onder sluw lakens. Dis, ons het gesê, surrealisties. Ons het probeer, ons wat nou moes in die literatuurwêreld, lesings gee en eksamens doen en so aan, oor Breitenbach, ons probeer kyk, watter soort ritmes is hierdie? Dis nie meer die Jambi se 5-voeter se goed nie. Dit sluit aan by Uyskriege wat aansluit by Leipold se praatverse en Ingrid Jonker, want 60 was 'n hoofsaaklike prosa vernuwing. En Brink was een van die grootste prosaïste daarin. En hy het natuurlik gebly na 60, wat 70, 80, 90 en nou in die nulle. Soos van Wyk Louw ook 'n digter van 30 was, maar ook 'n digter van 60 later geword het. Saam met Ingrid Jonker, saam met Adam Small en hierdie Breitenbach. Maar Breiten is een van daai ideale digters. Ons almal sou graag soos hy kon skilder en hy dit bestudeer by die Universiteit van Kaapstad. Toe gaan hy oor see en ons almal sou miskien daar wou gewoon het in die Rue Malebranche in Parys en die wêreld bereis het, en so mooi stem gehad het en sulke ongelooflike beelde en klankgoed kon uitgereik het. Ek dink met die oog op ons tyd gaan ek skielik hierdie lang laaste gedig lees en dan kan ons 'n paar ander greepies doen oor Breitenbach. Hy was polities ook aktief met brugbou, by Dakar, by ander plekke, gaan kyk wat kan mense, bedagsame, verdraagsame mense, by mekaar, met mekaar uitrig, soos Mimi. Mimi se musiekkamer is afgebrand, omdat sy ook broue gebou het, en 'n tak van kontak, om saam met maas van ander gemeenskappe te maak. Hoe dreig hulle met die dood, hulle brand haar musiekgebou af, die musiekkamer, en alles van 20 jaar in die buiteland is vernietig. Goed, hierdie gedig van Breitenbach uit Catalekte, This is the way the song was sung, tussen aanhalingstekens. Ek het gedroom ons in die toekoms soos 'n dooie hond begrawe teen die hang van die berg, waar ander heilige graf toe ook lankal toegetroei lê, en net die letsels dat iets hier toegekrap en vergeet is, nog met 'n klip of 'n handjie vergruiste skulpe, die skaduwvlek van afwesigheid in die aarde onthou. Wind kom nooit hier nie. Nebel rol af en toe oor die pieke na benede om 'n weeklag te dans. Of die aard ruik van kruie gemeng met son, baie ander kant in die ploeg verby. En winters die genadige mis uit die see se skoot opgestoot, soos 'n waas van vergifnis en verdwyning. Hier is die helling te styl en te blootgestel vir die dekking van enige horison. Die lijk was swaar en lomp toe ons dit met snikkende moeite uit die blou deken in die sloot wat ons gegrawe het neerlaat. Die tande nog wit in 'n gryns van blindheid, maar die tong was reeds weg. En 'n paar brommers het soos trane om die fyn kyk oë wat geen vyand meer af sou skrik, geblink. Gelukkig is die stand van ontbinding nou onder die grond. Stof tot stof, het een van ons gesê toe ons opstaan, met gevlekte knieë en 'n laagie vuiligheid onder die naels. Byna asof ons die rou nie kon verwerk nie, om gebukkend teen die skuinste af te beweeg, na waar die skyn van lewe hervat kon word. En mettertyd sal daar geen alfabet en omega van been meer wees om te lees nie, het die ander geantwoord. Niemand het die formulier geken vir die inspit en gelykmaak van die toekoms nie, en waarvan sou ons ook tog kon sing, met tonge so swaar soos doodgebore werpsels in die mond. Was dit dan verbeelding toe die droom ophou dans,
daardie gedempte gechunk soos van 'n weggooi hond met 'n bek vol grind en insekte en donkerte iewers in die koelteklad van 'n alwyn verstik met 'n tou om die keel. Maar toe ons omdraai om bergop te kyk, met 'n hand oor die oë teen die weerkaatsende lig, was daar reeds niks meer te sien behalwe stilte nie en hoog die swart treurlinte van wolke se grose vlug. Dankie. Die hele ensiklopedie. Martin, wil jy van Bruiking iets kom voorlees? Die meeste mense ken waarskynlik hierdie ene keer. Ek hoor Randall Wickham dit die wonderlikste toonsetting van die gedig gemaak en dit is nou op CD beskikbaar. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooi borsdurf. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooi borsdurf, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is skiep. Ek gooi my rooi borsdurf hoog in die lug. Ek weet al die jagters sal dit nie son. Kyk, my duif kom op en my duif gaan onder en waar hy vlieg, daar skitter oseane en bome word groen en ek kleur my boodskap so rooi en vel. Want my liefde reis met jou hier. My liefde moet soos 'n engel by jou bly, soos vlerke, wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet, soos van vlerke waarmee jy kan vlieg. Ek het iewers 'n ding gehoor, as ek 'n radio-onderhoud is iets van Bruiking, of net Bruiking, iemand het ook iets gevra, is jy 'n digter? Toe sê hy, nee, ek kan nie sê ek is 'n digter nie, want dalk staan ek môreoggend op en ek kan dit nie meer doen. Ek sal liewer sê ek het al gedigte geskryf. Dit is baie belangrik. Hoekom ek soveel gehou het van my gewildste Afrikaanse gedigte, is omdat hy terwille van gedigte saamgestel is. Nie om mense, die digters se werk te toon nie, maar die gedigte self. En ek stem 100% saam met Bruiking. Die groot digters het nog altyd gesê, man, ek hoop daar kom nog goeies. As daar 'n paar goeies was. Dylan Thomas sê, ek bly skryf want ek is nooit tevrede met wat gebeur het nie. Van Wyk Lou het gesê, ek oefen vir 'n tablet. Daar sit die mense met meer as bottels water. Ek dink daar kan ons volstaan met die pragtige goed van Bruiking. Die romantiese goed, die realistiese goed, die politieke goed, die beeldende en ook die klankryke goed. Ek is so teleurgestel wanneer iemand 'n resensie skryf, 'n goeie resensie oor Bruiking, een van sy bundels soos die Windvanger, hulle praat glad nie van die taal nie. Maar ons het nou gehoor, en wanneer jy weer gaan lees en luister na Bruiking, die klank van die taal is so belangrik. Gerfies en erf, as in daai ding van die nag. So ek wil van Martin baie dankie sê. Hy kom al die pad van Johannesburg af, jy wil in Afrikaans hierdie goed doen, selfs die omstrede 60ers en mense soos Bruiking en Brink. Ons het 'n program tot aan die einde van die jaar. Het Erna nou vir ons gereël. So ek sal kyk wat doen ons. Julle moet ook kan voorstel wat julle graag wil doen. Ek sou baie graag wil hê jy moet e-posse neerskryf sodat ons julle laat weet ook daarvan. Ons maak sommer 'n vel papier en ons gaan nou eers hoor van Jackie Cooper. Solank sê vir vreeslik baie dankie. Afrikaans is baie dankbaar dat julle hier is. Bureaukrate en die demagoë, hulle verbied en verban en laat uitwyk soos dit is verraad. En dit is absolute aanblafverraad. Ek gooi my rooi borsduif hoog in die lug en ek weet al die jagters sal dink dis die son.